Goeiedag liefdes, ons is steeds saam in Galasiërs 6. Ons het gesien hierdie week dat Paulus ons eers terugroep na ons eie wandel met die Here. Hy kom herinner ons dat elke gelowige verantwoordelikheid vir sy eie lewe moet neem. Daarna kom wys hy vir ons dat hierdie verantwoordelikheid word sigbaar deur hoe ons saad saai, wat ons doen met wat ons daaglikse dade, dat ek en jy nie moet moeg raak om goed te doen vir ander mense nie. Nou kom hy by die natuurlike gevolg van hierdie tipe lewe wat verantwoordelikheid vat vir sy eie geloof. Nou ons lees dit in Galasiërs 6 vers 10. Solank ons die geleentheid het, moet ons aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Nou ek hou van daai eerste woorde. Dit sê solank ons die geleentheid het, dan moet ons sekere dinge doen. Nou Paulus sê nie as jy eendag genoeg tyd het nie. Hy sê nie wanneer dit vir jou gerieflik is nie. Hy sê ook nie as mense dit eers verdien nie. En ek dink daai is belangrik. Hy sê eenvoudig vir ons, solank ek en jy die geleentheid het, dan moet ons goed doen en dan veral aan die mense naast aan ons medegelowiges. So, met ander woorde, God is voortdurend besig om geleenthede oor my en jou pad te stuur. Geleenthede waar ons spasie kan skep om God sigbaar te maak vir ander mense. Ons dink soms God werk net in die groot oomblikke, waar iemand dalk tot bekering kom, en daai is mooi, daai is kosbaar, of wanneer 'n wonderwerk gebeur, iemand word genees, of iets bonatuurliks gebeur, wanneer ons 'n groot bediening of 'n groot geleentheid vir die Here aanpak. Ons dink dis baie keer eers wanneer God werk, maar baie keer werk God juis in die gewone oomblikke van elke dag. Die kassier wat vriendelik net 'n vriendelike woord nodig het. Iemand wat daar sit en net hulle gaan net deur die motions. Jy kom vir my, jy sien met hulle ordentlik. Dalk is dit 'n kollega wat net stiller as gewoonlik is en jy kom agter, jy moet dalk 'n bietjie uitreik. Dalk is dit 'n buurman wat jy agterkom, hy of sy voel alleen. 'n Vriend wat swaar kry, niks sê nie en jy besef, yes, iets is nie lekker hierso nie. Dalk is dit 'n familielid wat alleen voel en jy is net 'n oor om te luister. Hoe meer ek hieroor dink, hoe meer besef ek dat die uitdaging is nie dat God te min geleenthede vir ons gee nie. Die uitdaging is dikwels, ek en jy is net te besig om dit raak te sien. Ons jaag van afspraak na afspraak. Ons is deesdae so op ons fone. Ons dink aan die volgende taak op ons lys net. Ons moet hier soveel goeders kom, tikkie lys. En intussen stap mense verby ons. Ons stap verby ander mense. Ons beleef nie dat God mense doelbewus oor ons pad bring nie. En ek wonder of dit nie presies is waarna Jesus voortdurend uitgekyk het nie. Hoe hy maar net gelewe het nie. Wanneer ek die evangelies lees, dan sien ek baie keer dikwels hoe Jesus hy toelaat dat mense hom onderbreek. Ek dink aan nou Saggeus daar in die boom waar hy stop en hy kyk op na Saggeus, of die blinde bedelaar langs die pad by wie hy stil staan, of daai weduwee wat haar laaste 2 muntstukke gee en hy sien raak haar aanbidding. Hy sien daai vrou wat al vir 12 jaar lank aan bloedvleuing gelei het en hy stop by hierdie mense. Hy sien mense wat ander mense, geliefde eintlik is benet, hy sien mense raak wat ander mense eenvoudig maklik miskyk. En ek dink dis wat Paulus vir ons bedoel. 'n Verantwoordelike gelowige leef nie met 'n oop Bybel nie, of nie net met 'n oop Bybel nie, hy leef ook met oop oë. Ek hoop dit maak vir jou sin, want elke dag is vol heilige geleenthede, klein dinge wat God gebruik om 'n groot verskil te maak. Ek wil jou vandag los met hierdie uitdaging. En dit is nie altyd lekker om uitdagings te kry nie, maar hoor my gou uit, voordat jy jou huis verlaat vandag, of dalk kyk jy die oordeenking vanaand, en dan bid jy vanaand vir môre, maar bid hierdie gebed, sê, Here, help my om vandag die mense raak te sien, wat U oor my pad stuur. Ek glo jy sal verbaas wees, hoeveel geleenthede God reeds vir jou gee, en dalk is dit juist hoe jy besig is om die wêreld om jou te herskep, saam met die Here, wanneer jy daai geestelike, goddelike ingesteldheid kry, om ander mense raak te sien, waar gewone gelowiges gebruik word deur God, om buitengewone dinge te doen, om buitengewone liefde uit te leef, teenoor ander mense. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die genade oor ons lewens, en dankie vir die liefde. Here, help my, en almal wat vandag luister, om stadiger te beweeg, om doelbewus raak te sien die mense wat hier oor ons paaie stuur, wat net vandag bemoediging nodig het, 'n woord, 'n stukkie aanraking, net belangstelling, geleenthede waar ons God se liefde net werklik sigbaar kan maak teenoor ander mense. En daarom vra ek Jesus, maak my oë oop sodat ek ander mense raak kan sien. Ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.